Hi daar graad 9 is, ek hoop het gaan goed. Hierdie video is sommer net so vinnig die basiese beginsels van rekeningkunde, wat baie belangrik is. Dit is jou fondasie, as 'n mens nou 'n huis sou hê. So sonder dit gaan die huis omval en wegspoel. So ja, rekeningkunde is gebou op bates, eienaarsbelang en laste. En ek het hulle so ingedeel vir julle. Ek sal hierdie vir julle aanstuur ook. En julle gaan nou sien waar die kleure inkom. Maar net so vinnig, bates word verdeel tussen twee gedeeltes, nie-bedryfsbates en bedryfsbates. Jou nie-bedryfsbates bestaan uit jou vaste bates en jou finansiële bates, en dan die bedryfsbates bestaan uit 5 bates wat die besigheid bedryf. Dan ons tweede gedeelte is die laste, en 'n besigheid se laste word ook verdeel in 2 groepe, jou nie-bedryfslaste en jou bedryfslaste. Nou die woorde in rooi wat ek daar gesit het, bank en oortrokke bankrekening. So gewoonlik het jy geld in jou bankrekening, dan is hy 'n bate. Maar partykeer raak jy liewe moeilik en het jy nie geld in jou bankrekening nie. Dan gaan hy weg by die bates en dan word hy 'n las. Maar as al geld is in die bankrekening, dan is hy nie hier by die laste nie. Dan die derde gedeelte van rekeningkunde is jou eienaarsbelang. Nou heel eerstens, jou eienaar begin 'n besigheid met kapitaal. So dis geld wat hy het en hy gebruik die geld om 'n besigheid te begin. Maar soms betaal hy sommer uit die besigheid se geld uit sy kind se skoolfonds, of hy koop skryfbehoeftes, of een of ander iets koop hy, maar dis vir homself, vir wat hy by die huis gaan gebruik. Hy betaal sy huis se telefoonrekening, of water en elektrisiteit of so. Dan is dit onttrekkings. Nou, die besigheid of die eienaar se doelwit is mos nou om wins te maak, en 'n besigheid het dan nou inkomstes wat hom help om sy wins te maak, maar 'n besigheid het ook uitgawes wat nou ongelukkig sy wins weer verminder. Maar op die ou einde, die inkomste en die uitgawes is ook deel van jou eienaarsbelang, want dit raak die eienaar se geld. Hoe meer wins hy maak, hoe meer geld het hy as eienaar op die ou einde. Of, as hy dan nou uitgawes het, dan gaan hy dalk met 'n verlies sit. Dan is rekeningkunde ook gebou op T-rekeninge, en ons gaan later die kwartaal gaan ons algemene grootboek doen, wat dan nou in 'n T-rekening formaat is, as ek dit so kan stel. En 'n T-rekening formaat, julle sal sien hierdie prentjies op die skerm, dit lyk soos 'n T, nou ons het 'n debietkant en 'n kredietkant. Ja, ons het nie 'n linker en 'n regterkant in EBW of in rekeningkunde nie. Ons praat van ons het 'n debiet en 'n kredietkant. So ons debietkant is die linkerkant en die kredietkant is die regterkant. Maar ons praat van debiet en kredietkant. So daar is sommer net so 'n voorstellingkie, maar ek hou meer van hierdie een gebruik, bou en kil. So bou staan vir bates, onttrekkings en uitgawes, en alle bates, alle onttrekkings, alle uitgawes, dit het ek alles hierbo genoem, daar is al die bates, daar is al die uitgawes. So alle bates, onttrekkings en uitgawes, hulle raak meer aan die debietkant, en dan nou natuurlik minder aan die kredietkant. En alle kapitaal, inkomste en laste, en ook weer eens, ek het dit hier vir julle gesit, daar is die laste, en daar is die inkomstes. So al die kapitaal, inkomste en laste, hulle word weer meer aan die kredietkant van 'n rekening, en minder aan die debietkant van 'n rekening. Ok, so dit is net so vinnig, die basiese beginsels waarop rekeningkunde gebou is. Ja, wat baie belangrik is, soos ek gesê, dis die fondasie van jou rekeningkunde lewe, en as jy nie hierdie fondasie het nie, gaan jou huis omval.